Die enigmatiese, die kleurvolle Rian de Grey, dames en here. Dit is so lekker om jou te hê. Dankie Leon, is baie lekker om hier te wees. Ek dink ons moet nou maar net begin vir die wat nou nie weet nie, net so 'n bietjie die kom vandaan, waar het jy groot geword, skool gegaan, daai tipe dinge. Kom van Pretoria af, Ja. Love Pretoria, het gaan swat in Potch, bietjie gewerk in Johannesburg, glad nie vir my gewerk het, teruggegaan Pretoria toe. Ja. Soos jou kouse sê, moed tot die dood, Pretoria tot die dood. Wat doen ons? Dis Moed- Pretoria. Oh nee, wag, miskien het seker beter as te doen. Ek wil jy gewaarsku vir daai. Ja. Maar ek eintlik my groot liefde is die plaas, want my oupa het 'n plaas gehad. My ma is een van 5 sissies en hulle wou nie boer nie en hulle mans wou ook nie boer nie en ek was te klein om te boer. Ja. Anders sou ek. Maar ek dink jy's of gebore met die stad in jou hart of met plaas in jou hart en dit is nou maar net toe ek gebore was met plaas in my hart. So jy was tot 'n groot mate so half bietjie in die wieg gelê vir jou huidige beroepskeuses en natuurlik boersoeke vrou, maar ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. So was jy daai klassieke kaalvoet kind wat rondgehardloop het op die plaas en die diere gevoer het? Ek is nog steeds. Is jy nog steeds? Ja. Al bly jy nou in die stad? Al bly ek in die stad. Met boersoeke vrou het die vervaardiger 'n paar keer vir my in my oor gefluister, Riandi, trek aan jou skoene. Dan het ek in die middel van 'n onderhoud net so gemaklik geraak en dan ek was op die plaas tussen die boere en my mense en dan Ja. so nee, ek is definitief nog steeds 'n kaalvoetkind. Ek maak net asof ek iets gewoond is as ek kom werk. Mooi aantrek. Maar ja, so, nee, dit so is maar- skurwe hakskientjies. Ja. Jy het gaan swat by Potch. Wat was dit toe? Wat het jy gaan studeer? Grafiese ontwerp O. en ontwikkelingskommunikasie. So drama is wat ek eintlik nog altyd wou doen, maar ek is bietjie van 'n pluggie en destyds klink nou of ek horing oud is, maar destyds so ek moes gaan lag jy omdat dit is. Nee, ek It's funny because it's true. Ek weet niks nie. Toe was drama die industrie nie waar dit nou is nie. Ja. Nou is daar soveel geleenthede en baie reekse en flieks en so toe as al een Afrikaanse flieke jaar uitgekom het, was dit 'n massive ding geweest. Ja. So toe het ek nie drama gaan swat nie want ek is 'n pluggie en ek wil weet ek het 'n inkomste en daai tipe goed. Toe gaan swat ek my tweede passie wat kuns is, wat grafiese ontwerp is. En toe halfte van my eerste jaar toe sê ek vir my pa ek is sielsongelukkig. Ek moes drama gaan swat het. En toe vlieg ek Kaap toe, doen 'n audisie vir drama, kry kosuitskering, alles. Ek gaan die volgende jaar Stellenbosch toe, gaan drama swat. Maar toe ek te veel van 'n pluggie. Toe wil ek nie opskop nie, want dan moet ek nou vir die res van my lewe sê ek het opgeskop. Wieg jou om, maar in my eerste jaar het ek gedink dis die einde van die wêreld. So toe hou ek aan om grafiese ontwerp te swat. En ek's baie bly daarvoor want ek het toe 'n hele ruk gesukkel om in die drama industrie in te kom en dit het toe nou vir my 'n inkomste en bietjie sekuriteit gebied. Maar dit was nooit presies wat ek wou doen nie. Maar dit het toe nou wel later gekom, die drama ding en natuurlik is die res tipe van geskiedenis. Jou eerste rol is toe in Sewende Laan. Ja. Estie Forshee in Sewende Laan. 'n ex-ontkleed danser. Hoeka, ek het gewonder of jy daai ou Ek moes net, dit nie omdat ek wil nie, ek vir die mense wil hoor. Ja, dis op die papier. Ja, dit staan hier geskryf. Ek hoor jou. Ook 'n pluggie, ook 'n pluggie. Ek vir my jou, pluggies brille, dieselfde mens. So ek het audisie gedoen vir 2 karakters, 'n kleiner een en 'n groter een en ek het toe hulle my bel en sê ek het die rol gekry. Toe dink ek outomaties dis vir die kleiner een want ek het toe al soveel keer audisie en net nooit iets gekry nie. En toe hulle vir my sê dit is vir Estie Forshee wat toe die permanente karakter is, toe kon ek dit amper nie glo nie. Ek het amper nie gegaan vir die audisie nie want dit was 'n week voor ek en Dewald getrou het. En ons het 'n komplete doen dit jouself troue gehad. Elke liewe ding het ek geverf en gemaak en ek sê vir Dewald, daar's soveel goed wat nog moet gedoen word en hy is net so gaan vir die audisie. What a man. Dis gaan vir die audisie. Niemand gaan weet as so 'n minder ding of nie iets daarby is by die trou nie. Gaan vir dit. Gaan vir die audisie, trou, gaan op honeymoon, kom terug daai Sondag, Maandag bel hulle my en sê ek moet Woensdag begin by Sewende Laan. So toe begin huwelik en nuwe loopbaan en alles toe soos verander my hele lewe in
'n week. in 'n week. Ja. En toe vind ek ook uit ek is 'n onkleeddanser wat ek nie geweet het met die Dit audisie is 'n interessante wending en ek dink dit was toe nou veral so na die honeymoon. Ons gaan nou verder gesels. Dis dan jy praat van die rol. Ek moet gaan O, vir dit. nee, dat ek ek kan verstaan tips nou kry. alles. Nee, dit maak nou alles vir my baie mooi sin. Dankie dat jy dit vir ons mooi ingekleer het. Ek het dit nou eers verstaan. Gerugte het dit, Rianne Gray, dat jy wou deelneem aan Boer soek 'n vrou. Is dit die waarheid? Kan jy dit bevestig? Ek kan dit vir jou bevestig. Ja. Beam. En hoekom het jy nie? So, het jy al my man ontmoet? Ja, I mean, en hy is toe nou nie 'n boer nie, so maar hy het 'n nee, boer-vibe. So, hy het hy's 'n lekker mens. Ja. Boere is lekker mense. Ja. Ek wou inskryf vir Boer soek 'n vrou want soos ek gesê het my oupa het sy plaas verkoop en ek wil op 'n plaas bly en toe sê ek soos die enigste manier om op 'n plaas te bly is om te trou. So Verstaan? in Met 'n plaas boer. daarvan het julle toe nou het jy nie met 'n boer. Sorry ek Kom, dink ek nou eers aan so maar iets. jy kan hom vat. Jy kan hom vat. Dankie. Noem net my naam Okay, as jy sal hom vir jou gebruik. in die krediete dankie sê. Asseblief. Dis uit die tweede boer soek 'n vrou of tweede jaar dat jy dit aanbied. Hoe was die eerste keer vir jou? Want was dit vir jou 'n vreesaanjaende ding of het jy van die begin af net gevoel jy's tuis, hierdie werk vir jou? Of is dit 'n kombinasie van beide? Dis definitief 'n kombinasie want om op die plaas te wees, voel ek op my gemaklikste. Ek dink as ek daai tipe werk op enige ander plek moes doen, sou dit vir my meer vreesaanjaend gewees het, maar ek was op die plaas, ek het die beesmis geruik, ek het die hoenders gehoor, ek het die stof onder my voete gevoel. Daar dan as ek soos dit voel net of ek tuis was. En ek dink wat die eerste seisoen vir my ook lekker gemaak het is die boere en die pasmaats is baie op hulle senuwees want hulle ken glad die kameras en dan sê ek dit vir hulle dis my eerste keer ook. Nie worry nie. Ons figure hierdie saam uit. So dit was definitief vreesaanjaend tot jy nou begin besef hoe werk dit en watse tipe vrae jy moet vra want dit is nie net enige vrae nie. Dis groot. Jy moet liefde vind vir mense wat soos die belangrikste ding is. So daar's definitief 'n vorm van angs is 'n baie sterk woord. Ja, maar senuwees. Ja. Senuwees, maar gesonde senuwees. Ja. En jy praat van daai liefde want dit is 'n gewigtige saak. Ja. Hoeveel van daai boere het toe nou liefde gevind verlede jaar nou? So verlede jaar is daar as ons nou kyk na die 10 was daar 8 uit die 10 gewees. Party van hulle is nou eers na die tyd of die briewe wat hulle opgevolg het of iets soos dit. So dis ook moeilik om te sê hoeveel as jy nou kyk na al die seisoene, wat is die suksesrate van dit? Maar joune was die beste. Ek het die beste boere gehad. Nie 'n kompetisie nie, maar jy weet. Maar my boere wen. So dit is moeilik om te sê wat is die suksesrate omdat baie van hulle daar's 5 wat nou die meeste briewe kry en hulle is dan nou in die grootste deel van die programme baie van hulle volg dan nou nog steeds op met die briewe wat ingestuur is en baie liefde kom daaruit ook. Ja, so dit gebeur nie noodwendig of ten tye van die program nie, maar dit gebeur dalk na die tyd. Ek praat onder korreksie, maar ek het nou eendag gehoor is iets soos 48 of 39 troues en 48 kinders wat Boer soek 'n vrou opgelewer het. Dit is onder korreksie, maar dit is wat ek onthou. Maar dit is baie. Dit is baie en dit is net die wat deurgegaan het. Verstaan, so dan weet die mense nie eers van al die res. Almal vertel nou nie hulle stories noodwendig heeltyd. Is daar van daai boer want jy dit lyk tog of jy bevriend raak met hierdie mense want jy's op 'n baie intieme manier betrokke. Jy bring mense bymekaar met liefde. Het jy met baie van hulle nog kontak en is jy met baie van hulle nog vriende? Ja, ek is nog in kontak met 90% van hulle. Ek was nou net by my heel eerste boer se troue gewees. En ek het nog 3 troues wat kom hierdie jaar en ek is 'n MC by een van hulle. So dis definitief ek dink dis so 'n ander tipe verhouding. Want soos as ek en jy mekaar ontmoet, gaan ek nie dadelik vir jou diep vra en jou geskiedenis vra nie, maar in die omset van daai program, dit is wat jy moet doen want daar is net soveel tyd. So jy raak baie vinnig sterk bevriend met die mense en jy moet regtig luister na hulle stories en so jy bou baie vinnig 'n goeie band. Ja. En jy raak vriende met hulle. Ja, dit kan amper nie anders nie. Dit kan nie anders nie, ja. Hierdie jaar, hoe dit gegaan, kan jy so bietjie, wat kan jy deel? Is daar so bietjie wat jy net 'n paar lusmakertjies, dit hoef nou nie vreeslik. Het dit goed gegaan? Dit het goed gegaan.
daar was ook tye wat dit nie goed gegaan het nie, maar dit is ook dan goeie TV. Ek weet nie wat hulle gaan wys nie, maar Jy sal dit nou maar daar's sê. definitief onverwagse oomblikke gewees en onverwagse besluite wat mense geneem het. Ja. Maar dit is die lekker ding van dit. Daar is nie 'n resep nie. Die program bestaan al 19 jaar en nie een verhaal, een boer, enigiets is dieselfde nie. So dit is wat vir my so lekker is. Al het ek 'n seisoen gedoen, die volgende seisoen het ek gevoel vir die eerste keer is, want dis ander mense en elke keer dink jy, okay, jy weet hoe hierdie gaan uitspeel. En nie een keer uit die 20 boere wat ek nou al mee te doen gehad het, het dit uitgespeel soos wat mens dink nie. Want dit is liefde en dis persoonlikhede en dis verskillende opbrengs en agtergronde en drome. So daar is 'n paar oomblikke wat ons gegaan het. Nee, dit sien kom nie. Ja. Hoekom dink jy sou daar besluit gemaak het? Is daar van daai dinge wat gebeur wat jy wat dan en ek weet nie of jy dit mag antwoord nie, maar jy kan hom maar op jou eie diskresie gebruik. Is daar van daai goed wat gebeur wat jy gedink het okay, hierdie moet wys op TV, maar dan gebeur dit byvoorbeeld nie of wys dit nie. Is daar dinge wat jy weet wat dalk op kamera gebeur wat hulle nie na die tyd wys nie. Is daar seker goedjies? Ek dink daar is definitief. I mean, ons skiet 6 maande en daar's net 12 episode. So daar's baie goed wat uitgesny word en daar's ook baie keer wat mense ook maar net mens is, waar foute gemaak word en verkeerde goed gesê word en ons werk is om die boere te beskerm. So daar's definitief goed wat uitgesny word. Bittermooi diplomaties gestel, ek hou daarvan. Ek het hom geoefen, ek was bang jy vra daai vraag. Maar dit is my baie lekker om met jou te gesels en so lekker om jou te hê vandag. Ek los jou in die bekwame hande van die ewe kleurvolle Dawie Rood. Baie dankie. Baie goeie ekonoom, hoor. Ek dog jy gaan vir my sê baie sterk. Nee, baie sterk. Baie goeie ekonom. Jy moet maar self besluit. My beurt om met Riandi te gesels. Hoe voel dit nou as jy aan die ontvangkant is? Ja, ek kan meer van daai stoel waar jy is. Dit is my lekker om vrae te vra en vrae te antwoord. Ja, nee, maar dis wat ek heel eers wil vra, weet vir jou. So jy het nou in baie plekke 'n aktrise gewees en so aan en nou bietjie programme ook aan. Is dit vir jou lekkerder om in jou aanbiedgedeelte te doen? Ja. Dit is 'n ander wêreld. Ek is mal oor om stories te vertel as 'n aktrise en ek dink dit is 'n baie groot verantwoordelikheid want as 'n aktrise vertel jy stories waardeur jy dalk nie al is nie, maar iemand daar buite is en as jy hom nie justice doen nie, dan vat jy hulle in die gesig. So daar's 'n groot verantwoordelikheid en dit is net lekker om te kan speel. Maar om 'n aanbieder te wees is ook weer dis nou weer die regte emosies. Dit is jy weet nie wat gaan gebeur nie. Jy weet nie hoe die persoon gaan reageer nie. So dit is hoekom ek ook van teater hou. Dis daai tipe op die ingewing van die oomblik tipe goeters wat ook lekker is of jy nie kan voorberei nie. Ja, jy moet situasies hanteer partykeer. Het jy 'n paar soort van maniere wat jy 'n paar triks hoe jy onderhoud doen? Is daar maniere? En ek dink in terme van Boer soek 'n vrou wat vir my dit makliker gemaak het, is ek het soveel as moontlik tyd met die boere probeer spandeer. Voor die tyd nou. Voor die tyd, tussen skote, wanneer die kameras nie daar is nie, dat ek regtig dat hulle my kan sien as 'n vriendin, want jy vra moeilike vrae en dis 'n baie vulnerable plek vir hulle om te wees. So as hulle jou nie gaan vertrou nie, dan gaan hulle nie noodwendig die antwoorde gee waarvoor jy soek nie. So vir my was dit gewees om net soveel as moontlik tyd met hulle te spandeer dat hulle my kan vertrou en sien as 'n vriendin, nie as 'n aanbieder nie. Ek verstaan dit, maar weet jy wat se probleem met daai benadering? En dit het ek nou al geleer, is dat as ek met jou gesels het of met die gaste praat het tussen die dinge deur, dan kom maar partykeer sulke juweeltjies uit wat jy op die kamera wil hê. Dit is waar, maar dan leer mense ook om dit op 'n manier in te werk. Verstaan? Om dan 'n ander vraag te vra wat lei na daai juweeltjie wat jy nou opgetel het. En dan is dit vir hulle ook makliker om daaroor te praat. Want dan is ek al half gesê, maar ek het al raas gekry daaroor en dan is die vervaardiger soos, hou op praat. Dit moet op kamera wees, dit moet op kamera. Dan sê ek soos, maar dis so 'n goeie gesprek en ons leer mekaar ken. So ek hoor dit jy sê. Ek stem saam. Is jy die hele tyd gereed om iemand te vang? Nee. Nee. Nooit. Ek dink jy is. Ek probeer, want ek meen jou is nou nie nodig. Ek meen jy's 'n ou hand. Wel, jy het 'n medium hand. So jy's nie nodig om gereed te wees vir jou nie, maar dit is so baie keer mense moet reg wees want mense raak gespanne. Ek meen dis 'n ding om voor die kamera te doen. Ja. Ek dink vir my omdat ek half self nog nuut is in die aanbieding ding, vang ek myself meer as wat ek reg is om iemand anders te probeer vang want ek is net ek is 'n baie gemaklike mens en ek hou van mense en ek gesels maklik. So ek dink ek vat hom maar net soos hy kom.
Hierdie boersoeke vrou, dit is 'n wonderlike geleentheid vir iemand om 'n aanbieder te wees van 'n program soos boersoeke of ontbytsake, kan ek vir jou sê. Ja. Ek het nou juist gevra vir 'n joppie hierso, ja. Jy by ontbytsake wel, jy's hopeloos te duur. Ons kan jou maar dit gee vir jou ander geleenthede op ander plekke ook. Baie ander geleenthede. En jy het my nou genoem dat jy die brand ambassador of die wat is die Afrikaanse woord daarvoor? Die Leon brand ambassador is. Handelsmerk verteenwoordiger. Daar's hy. Van 'n trekker is. So, die company se naam is Keis Trekkers, koop 'n keis. Dis nie Michelin met daai. Nee. Wow. Ek check. Dis die rooi een, okay. En wat vir my so ongelooflik lekker is van dit het gekom uit Boersoeke vrou uit. Want nou is ek wanneer ek nou nie skiet met Boersoeke vrou nie, dan wil ek nog steeds op 'n plaas wees en nou kan ek met Keis Nampo toe gaan en lamb jams en op boere daar en al daai tipe goeders en ek leer nou van trekkers en stroopers en planters en ek is 'n absolute plaas nerd. Daai goed maak my so opgewonde. So dit is so lekker, dit is sulke tipe geleenthede waar ek nou nog steeds werk en nog steeds op 'n plaas kan werk wanneer ek nie by Boersoeke vrou is nie, maar dan is ek hier waar ek by my mense kan wees. So dis die beste van al die wêrelde. So as jy nou plekke toe gaan soos Nampo of wat ook al en gaan staan jy nou langs die trekker Ja. Kom mense na jou toe. Ja. En dan praat hulle met jou. Nee, ek moet my trekker ken, Pelly. Ek moet Regtig? Ja, ek moet die tegniese goeders trekkers. Ek smous trekkers en planters en die nuwe AF9 en dan moet ek weet hy die actual flow router system en dis hoekom dit beter is want hy's nader aan die engine. Ek moet daai goed weet want ek moet die brand verteenwoordig by sulke plekke. Soos by Nampo is daar media daar waar ek dan nou die nuwe stroper aan hulle bekendstel en daai tipe goed. Ek dink is vir my dit kom maklik want dit interesseer my, want dit is plaas. Ja. Het dit lank gevat vir jou om gewoon te raak daarom skoene te dra? Ek kan nie wag tot ons klaar maak dat ek net nie goed kan uittrek nie. Dis daarom cowboy boots, so dit is as ek 'n skoen moet dra, dan is dit die ouetjie wat ek moet dra. Luister, ek gaan nou verder met jou gesels oor. Ons eers iets anders. Ons leer gou of ons maak vinnige draai daar by ons Sledeborg Pringel en dan kyk ek fancy se kan getrou. Nou, gesels ons verder. Ons kyk nou lekker. Baie. Dis vreeslik lekker om hier te gesels. Gemaklik maak. Ja, ek moet ook maar soos ek gaan nou nie op by die stoel kom soos jy nie. Maar jou I would werk. love to see it. Ja, ek gaan nie hier kan opkom nie. Marie sê hy gaan vir my 'n paar klappe gee. Dis die vloerbestuurder. Jy's nou beteken jy's baie keer weg van die huis af. Jy weet met jou goed wat jy nou doen en so. Hoe werk dit by die familie is? En kinders mis jou seker bietjie. Ja, so Papi mis jou. ja, so dis die lekkerste, maar die moeilikste werk wat ek al gedoen het, omdat ek so baie weg is van die huis af, maar hulle kom kuier darm regtig gereeld. Of 'n vriendin bring hulle, of my man bring hulle, of oupa bring hulle. Hulle was nog babies. Ek weet hulle was nog so klein. Ja, so hulle kom kuier regtig baie. Ek meen dit My moeder. Die ding wat my altyd die meeste iets wat 'n vraag in die lewe wat kyk hy's nou nie 'n vreeslike oil painting nie, maar hoe kry jy so 'n mooi vrou soos jy? Vat dit terug. Vat dit terug. Ekskuus nee. Hy is so oulik en so mooi dat ek bereid was om 'n boer op sy te skuif om met hom te trou. Nee, maar regtig, as dit nie was vir Dewald Grey nie, dan sou ek nooit my droom kon volg om Boersoeke vrou aan te bied nie, want hy moes na die 2 kinders, ons 2 honde, die kat, die slang, die hamster, die visse, die skool, alles na kyk terwyl ek op die pad is en dit was vir hom verskriklik moeilik, maar hy het sy vrou ondersteun. Wat doen hy? Hy het die coolste werk in die wêreld. Hy maak prostetiese ledemate. So as jy 'n arm of 'n been, orthotis en prothetis, ja. Ja, nou maar toe. So hy sê ou wie se nommer jy nie wil hê nie. Ek hoor daai ons maak baie geld hoor. Dit is wat Ek hoor ook so. Ek wil 'n bietjie vra wat gaan aan. What's happening? Weet die kids hoe beroemd hulle ma is?
Ons kyk die TV regtig nie. Hulle mag oor naweke, mag hulle TV kyk. Ag lente. So dis Lente en Heidi. Dis 'n mooi naam. Ek hou van Lente. Ja. En so oor naweke mag hulle TV kyk, maar dan kyk hulle kinderstories, Dewald kyk sport. Ek kyk glad nie TV nie. As ek nou soos op Boersoeke Vrou is en hulle gaan kuier by ouma, hulle dan sal hulle nou Diepe Waters of sulke goeters kyk. En hulle is nou in die sari gewees, sulke tipe goed. So ek dink hulle sien maar hulle verstaan dit nie. Hulle dis nie vir hulle ek weet nie, ek dink dit is vir hulle vreemd nie want hulle word so groot, maar hulle dink ook dit is seker maar normaal. Kyk jy vir jouself Glad nie, nooit. Elke liewe ding waarna ek al gespeel het ek die eerste maand van gekyk om te sien of hoe ek die karakter wil oordra of dit so oorkom en of ek iets moet verander en dan kyk ek weer nie. Luister, mense met jou nie vlak vat nie soos hulle sê. Ek meen jy het jou eie besigheid. Dis is dit reg? Grey Creations. Grey Creations. Is dit wat jy aan het nou? Dit is hoeka wat ek aan het. Kan ek op? Ja, jy kan slaan op. Maar draai sodat mense kan kyk van agter af ook. Kyk hoe mooi is dit. Ja. Ek mag nie te veel beweeg nie want hy raas. Jy weet ook niks van TV af nie. Waar is hy? Waar? Daai in. Ja. Stel dit mense kan sien. So ek het Gracie begin 5 jaar terug want ek het 'n baie spesifieke styl en ek kon dit net nie in die winkels kry nie en toe het ek dit begin maak en toe het ek eintlik nou 1 April 'n baie groot deel van die besigheid toegemaak want ek het net gevoel dit waar Gracie begin het. Kyk daai kleure en die patrone en dit is wat Gracie was. En ek dink ek het dit half verloor langs die pad. Ek het meer mainstream geword want dis die goed wat mense wil hê. En toe het ek op 'n punt gekom waar ek gaan, maar dit is glad nie hoekom ek dit begin het nie. En toe het ek net regtig ervaar, die Here sê vir my dis nie wat Gracie moet wees nie en ek het na my man toe gegaan. Hy het gesê hy ervaar dieselfde en ek het daai dag dit ervaar, die volgende dag 1 April toe gaan sê ek vir my hele span ons maak die deure toe. En nou doen ek nog hierdie. So ek gaan aan met Gracie, maar ek kapasiteit om sulke kreatiewe goeders te maak en so, maar die groot deel, die besigheid van groot eenhede en daai tipe goed. Ek het ook 'n fabriek gehad waar ek vir klomp ander besighede klere gemaak het. En so great soos wat dit was en soveel so ek gevoel het ek ondersteun plaaslike vervaardigers, was dit nie vir my lekker nie, want dis nie hoekom ek dit begin het nie. Is dit wat jy wil doen? Ja, So, en- hand ingeryg en hand geborduur en dit is so halwe ek weet nie wat weet ek van klere af, maar dit is so halwe 'n soort van 'n cowboy styl. Ja, so dis baie boheems cowboy kleur. Hierdie is eintlik baie min kleur vir wat ek gewoonlik aantrek. Wow, okay. Ja, dis alles gemengde patrone en gemengde kleure en as iets nie pas nie dan is dit vir my op die beste. Maar ja, dit is eintlik net die hele hart van Gracie gewees is om kreatief te wees en met kleur en patrone te speel. So I'm taking it back to the roots. Luister, ek het heerlik saam met jou gekuier. Ek is jammer oor die lelike ding wat ek van jou man gesê het, ek bedoel dit glad. Okay. Ja, maar ek dink hy's nog 'n groot wonder. Hy gaan vir my hy gaan vir my uitsorg. Die great ding is as jy hom ontmoet, gaan jy hom ek het nooit iemand ontmoet wat nie van hom hou nie. Hy is een van daai mense.